Hallo, dit is Sondag 16 Maart. Ons gaan voort vandag met die reeks wat vir ons fondamente vir geloof gee. En hierdie tweede module se naam is Jesus Christus, ons redder. En te gaan kyk en te bestudeer waar kom Jesus vandaan, hoekom het hy gekom, wat het hy vir ons kom doen, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Nou om dit te doen, ek het laas keer gesê, gaan lees Jesaja 53 en Johannes 6, waar daar die grootste gedeelte in verwysings is na Jesus se reddingswerk. In die eerste plek moet ons kyk, wat het Jesus vir ons kom doen? En onder die eerste punt, Lukas 2 vers 11 sê dit, en onthou ek gebruik die ou Afrikaanse vertaling, en nie nuwe vertaling nie. Lukas 2:11 sê, hy het gekom om ons redder te wees. Dis die afleiding, en wat daar staan geskryf, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Dan Johannes 3:17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar die wêreld deur hom gered kan word. Nou ons verstaan, baie kere verstaan ons hierdie dinge heeltemal so verkeerd. Ons weet nie hoekom ons gered moet word nie, ons weet nie wie, waar, wanneer, hoekom, hoe dit dan nou gekom, dat Jesus alleen vir ons kon sterwe en dit vir ons moontlik maak nie. Maar Johannes 3:17 sê, God is die wat besluit het om sy seun in die wêreld in te stuur. En luister mooi, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom, Jesus, gered kan word. 1 Timoteus 1 vers 15 sê dan ook, is 'n betroubare woord, en is werd om ten volle aangeneem te word. En wat is die woord? Dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Hebreërs 7 vers 25 sê dan ook, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef, om vir hulle in te tree. Ok, in die tweede plek, wat het Jesus vir ons kom doen? Hy het gekom om ons redder te wees. Daai skrifte vertel vir ons dit. In die tweede plek was hy ons plaasvervanger. Hebreërs 2 vers 9 sê, maar ons sien hom. En dis die brief wat geskryf is, hulle vermoed is Paulus, maar dit kon iemand anders te gewees het in die Hebreërs in Jerusalem en in Judea. En hy sê, maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as 'n engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, sien ons nou met heerlikheid en eer bekroon, sodat hy, Jesus, deur die genade van God, vir elkeen die dood sou smaak. Nou as ons lees, Jesaja 53:5 het ook gesê, Jesus, met sê hy, wat Jesus is terwille van ons oortredinge, joune, myne, beide van ons is verseker deel van ons, terwille van ons ongeregtighede, is hy, Jesus, verbrysel. Nou, 'n mens moet net Jesaja 53 lees en jy sien die verskrikking wat aangedoen is aan Jesus op die kruis, want dis nêrens anderste is dit beskryf in soveel detail en soveel onsagwekkende skokkende mense binneste amper nie. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, sê Jesaja 53:6, was op hom, op Jesus, en deur sy wonde het daar vir ons genesing kom. Hy sê ons almal het gedwaal soos skaap, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Ok, en 1 Petrus 3:18 sê ook, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Nou ek wil net so 'n oombliekie stil staan en net kykie wat sê Petrus. Jesus is gedood na die vlees. Hoekom? Omdat ek en jy ook vlees is en ons vlees sal sterf. Maar hy is lewend gemaak
deur die Gees. En hierdie Gees met 'n hoofletter gespel, is die Heilige Gees, dis die Gees van God, dis die Gees van lewe, dis die Gees van krag, dis die Gees van die Here wat lewe bring en maak en onderhou. 1 Petrus 2:24 sê in die derde plek sê so Jesus was ons plaasvervanger. Jesus het ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra. En ek wil sê, sondes is ongeregtigheid, dis onregverdigheid, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe. Deur wie se wonde julle genees is. En in Hebreërs 9:28 in die brief gaan dit so sê, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Jesaja 53:12 sê dan ook, daarom sal ek hom, en dis God wat praat hier, en hy praat van Jesus, in deel onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het, terwyl hy self op die sonde gehad het nie. Alright, so nou verstaan ons, Jesus het gekom om ons redder te wees, hy is deur God die Vader gestuur. 2, hy was ons spanger, in plaas daarvan dat ons sou sterwe, en ons die loon van die dood en die ewige verwydering van God af moet aanvaar en ervaar en beleef, het Jesus gekom, hy het ons plek ingeneem en hy was ons plaasvervanger vir daai slag. Die derde ding is, ons sondes is in sy liggaam op die kruis uitgedra. Vir 'n rede, sodat ek en jy die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. En deur Jesus se wonde is ons genees. Okay, kom ons gaan kyk nou en sê, as dit die geval is, dat ons aanvaar nou wie Jesus is. Daar's 'n omskrywing wat duidelik is, wat baie jare terug deur Jesaja al opgeteken is van Jesus wat gaan kom en wat hy gaan doen ensovoorts. Maar wat doen hy nou vir ons? Dis van 2000 jaar terug toe opgestaan het uit die dood uit nie. Wat doen Jesus nou, hierdie oomblik vir jou? Eerste ding is dat hy dra ons laste. En Jesus sê in Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Daar's die juk. Leer van my, dis die juk. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. Herken en leer my ken as die werklike persoon wie ek is, nie in wat jy dink, of wat die vyand aan ons voorhou, as iemand wat kom om ons te verbrysel, te vernietig en weg te jaag van God af, van ons vir ewig hel toe te stuur nie. Nee, Jesus sê, my juk is om te leer van my. As jy daai juk op jou neem, sal jy uitvind wat my karakter en my persoonlikheid is. Jy sal sien dat ek sagmoedig is, jy sal sien dat ek nederig van hart is. En in daardie kennis, onder daardie juk, sal jy rus vind vir jou siel. Okay, in die tweede plek is ons intercessor. Hebreërs 7:25 sê, daarom kan hy volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hom in te tree. Nou kyk baie mooi. 'n dooie God, 'n dooie redder, kan onmoontlik nie tot God gaan, of jou help om tot God te gaan nie. En hy kan jou ook nie volkome red nie. Want volkome redding is slegs beskikbaar deur 'n volkome herstel van jouself herverbind aan God. So Jesus kom, hy raak ons intercessor, want hy is volkome, kan hy ons red, sodat die wat deur hom, en hier is die sleutel, jy moet deur Jesus tot God gaan. Hoekom?
Want Jesus leef vir altyd om vir hulle in te tree. Hy is ons lewende intercessor, hy het verseker opgestaan, hy is verseker aan die regterhand van die Vader, en as ons trip en ons maak droog en ons val en al hierdie dinge, dan is Jesus daar om vir ons in te tree, en in te tree by God. In die derde plek, hy soos 14 sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou luister mooi, jy moet die storie gaan lees. Ek dink dit staan in Exodus, ek het nou nie nageslaan nie. Waar Moses die koperslang, die adders beland tussen die volk. En nou raak hy ons gepik. En Moses moes 'n koperslang maak wat hy op sy staf gesit het. En dan, as die mense gepik is of beseer is deur hierdie slange, dan moes hulle gaan kyk na hierdie slang. Nou hier is 'n beeld ook van die staf van die Here, wat die slang, die vyand sal vernietig. En die sleutel daarvan om die seun van die mens te verhoog, is om aan hom te glo. En wanneer jy, en die Bybel sê hier nie, party ouens sê, dit sê nie die uitverkorenes nie, dit sê nie die 144.000 alleen nie, dit sê nie ek of jy of enigiemand anders nie, hy sê elkeen sleutel wat in hom Jesus glo, dat ons nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis twee dinge hierso. Verlorenheid, sonder dat jy in hom glo, of glo in hom en verkry die ewige lewe. Right. So Jesus is ons redder van ewig verlore gaan. Hy is ons redder en ons middelaar en die een wat ons inneem in die ewige lewe. Okay, nommer 4. Hy is ons geestelike voedsel. Johannes 6:35 sê Jesus vir hulle. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. So Jesus is die geestelike voedsel. Dis nodig om met Jesus omgang te hê. Dis Jesus op jou lippe, op jou hart, in jou denke. En wanneer hy daar is, dan verraak hy die voeding van jou gees. Soos wat jy jou liggaam voed met braaivleis en pap en weet jy wat als nie. So is Jesus die brood van die lewe vir jou gees. En jy kan nie weer honger kry as jy na hom toe gaan nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Alright, die 5de ding wat Jesus nou vir ons doen, is hy is ons bron van waarheid. Hoe sê Jesus vir die 12? In Johannes 6:67, wil julle ons nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, sê, Here, nou wie toe sal ons gaan? U het die woorde lewe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die seun van die lewende God. En hierso haal Petrus die gedeelte aan, het hom vir ons te wys, is weer 'n ding wat lol hier. Okay, so Jesus word die bron van die waarheid, die bron van die waarheid. Daar's nie leuns in Jesus nie, hy is nie een wat leuns in ons bring nie, hy is nie een wat leuns versprei nie. As hy iets sê, is dit waar, en dis hoe ons dit moet aanvaar, dis hoe ons dit glo, dis Petrus hulle dit gesien en onthou net, hulle het saam met hom gewandel, hulle het elke dag saam met hom gestap, saam met hom geleef, saam met hom geëet, gedrink, al hierdie dinge. Okay. In die 6de plek is Jesus die enigste redder. In Handelinge 4:12 sê dit, en die saligheid, wat is die saligheid? Ewige lewe, is in niemand anders nie, net in Jesus, want daar is geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. So, hier is 'n klomp mense wat voorgee, hulle het die vermoë om jou uit
jou situasies uitdaal en vir jou die hemel oop te sluit en daai tipe dinge, moenie jouself laat mislei deur dit nie. Want daar's geen ander naam onder die hemel behalwe Jesus waar deur die mense gered kan word nie. Nommer 2, daar is geen saligheid nêrens behalwe in Jesus nie. En dan die 7de plek en die laaste plek sê hy, Jesus is ons enigste fundament. 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Kyk, memoriseer Lukas 19 vers 10 en daar staan geskryf, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Kyk mooi, dit is 'n driedelige of 'n drie funksionele rede hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom eens in die eerste plek, tweede plek om te soek en derde plek om te red. Wat te soek? Hy het gekom vir die verlorenes. Hy het gekom om te soek waar die verlorenes is. Hy het gekom om te red die wat verlore was. Prys die naam van die Here. So, verstaan dat daar niemand en niks is wat jou kan red nie behalwe Jesus Christus, die Seun van God, die almagtige, die enigste wat is, wat was en wat kom, en wat die lewe, die brood van die lewe en die water van die lewe vir ons is. Kom ons bid net. Vader, dankie dat U vir ons hierdie skrifte goed laat opteken het. Help ons, ek vra dat U dit sal ontsluit in ons harte en ons wesens, binne in ons gees en binne en opgewek sal word deur dit, sodat U naam verheerlik kan word in die aarde. Dankie Vader, in Jesus naam bid ons dit.